So vir die van julle wat my nie ken nie, my naam is Renette Whelan, ons bly in Zenien in Limpopo provinsie en ek het 'n jaar gelede begin met die Legacy Builder program. Ek is nooit spyt nie 1 sekonde nie, want dit is 'n lewensveranderende ervaring. Ek kan nie glo hoe baie het ek geleer in die laaste 12 maande van my lewe met die Legacy Builder program nie. So ek stalleer perde en die rede hoekom ek begin het is omdat my paycheck te klein is. Ek het altyd so dit het gewissel van maand tot maand afhangende van hoeveel perde ek mee werk, maar ek het so 15 of 16.000 salaris gekry in 'n maand se tyd. As ek gelukkig was, dan was dit hier by die 20.000, maar my salaris het altyd 'n ceiling gehad. En dit is wat erg is as jy vir 'n salaris werk. Jy daai ceiling en jy weet, jy kan nie jou mense met vakansie vat nie, as daar moeilikheid is of iemand moet tandarts toe gaan of daar's 'n veearts of 'n doktersrekening, dan is jy benoud. En ek het net moeg geword daarvoor om van paycheck tot paycheck te werk en altyd net te weet, dis al wat ek gaan kry. Ek gaan nie meer as dit kry nie. So ek het besluit ek moet 'n plan maak en ek vertel altyd hierdie storie. Ek het een oggend 3 uur ek het geweet, daai maandeinde gaan ek nie al die rekeninge kan betaal nie. En ek het 3 uur een oggend in die kombuis gesit en gebid en gevra, Vader, asseblief, U moet my help, ek moet hier uitkom. En die volgende week het ek op die Legacy Builder program afgekom op 'n advertensie op Facebook. En ek het 'n vroutjie met die naam Mariana Miller gebel en ek het vir haar gesê, Mariana, asseblief, ek het hulp nodig, werk hierdie. Toe sê sy, ja, toe sê ek, hoe weet ek dit werk? Want ek kan nie bekostig om geld te verloor nie en ek kan nie bekostig om nie geld te maak nie. Ek is in groot finansiële moeilikheid en sy het gesê, Renette, jy sal aangenaam verras wees. En ek het toe ingeskryf nadat ek 'n bietjie met Mariana gesels het en in die eerste maand het ek al geld gemaak. So ook my tweede, my derde, my vierde maand en ek kry dit nou reg om elke maand hier van die perdestalle af geld te maak deur net my selfoon te gebruik. En dis so maklik en eenvoudig. Ek het geen tegniese ervaring nie. Ek is nie 'n rekenaarpersoon nie. Ek is nie 'n internetpersoon nie. Gits, ek het nie eers 'n TikTok account gehad nie. Maar die program leer vir jou stap vir stap hoe om van die grond af vir jou 'n nuwe aanlyn besigheid op te stel en alles wat jy nodig het is ingesluit. Dis amazing. So ons gaan baie mooi goed vir julle wys vanaand. So ons gaan amper vir Karina Johnson aan die woord stel. Maar kom ek wys net gou vir julle 'n paar interessante goeders. Hoe maak jy R40.000 per maand ekstra? Nou, onthou nou, ek het daai paycheck van so tussen R15.000 en R20.000 'n maand. So as ek daai is vir my baie geld. Dis serieus geld vir my gewees daai. So hoe as jy nou klaar werk en jy het 'n voldagse werk, hoe kan jy 'n ekstra 40, hierdie is nou net 'n syfer. Hoe kan jy 'n ekstra R40.000 'n maand maak? Wat het jy nodig? Jy het net jou selfoon, wifi en 'n rekenaar nodig. As jy daai 3 goed het, dan gaan jy dit maak. Meeste van die tyd gaan jy jou selfoon gebruik. So ek is nie so baie op my rekenaar nie. Ek doen alles op my selfoon. So 99% van die tyd is dit my selfoon. Nou dra ek letterlik my besigheid binne in my hand, omdat ek alles op my selfoon doen. So as ek gaan met vakansie gaan of met 'n naweek weggaan of by my ma gaan kuier of wat ek ook al doen, ek kan my hele besigheid saam met my vat want alles is op my selfoon en ek het 'n outomatiese stelsel wat vir my werk. So jou selfoon, meeste van die tyd is wat jy nodig het. Jy kan van enige plek af werk. By die huis, op die plaas, in die dorp, selfs op vakansie. Jy het geen behoeftes aan 'n vaste kantoor meer nie. Jy het buigsame werksure, jy het nie 'n baas nie, julle. Dis die beste deel. Wie van julle werk vir 'n baas? Ek het vir baie jare vir 'n baie kwaai baas gewerk. Kyk, ek moes 'n vormpie invul om een dag af te kry. Ek het nie meer 'n baas nie, ek is my eie baas. Jy kan jou eie skedule bepaal, jy kan werk wanneer dit jou pas. As jy besluit jy's vanmiddag moeg en jy wil 'n middagslaapie gaan vang, dan kan jy 'n middagslaapie gaan vang, want jou foon en jou outomatiese stelsel is aan en hy gaan vir jou werk. Dis maklik om jou werk in te pas tussen jou gesinslewe, jou sport of ander verantwoordelikhede. Daar's mammas wat langs die sportveld staan en kyk hoe hulle kinders rugby speel en geld maak en 'n styl het en hulle selfoon gou-gou gebruik om dit uit te sorteer. Dis amazing. Jy het minder kostes
Onthou as jy, selfs al het jy 'n werk, jy spandeer geld om na daai werk toe te gaan. Jy ry petrol uit. En as jy vir jou besigheid wil opstel, het jy kantoorhuur, jy het duur toerusting en jy het ander besigheidsuitgawes vir die van julle wat julle eie besighede het. Ons almal weet dat jy slapelose nagte het met maandeindes, want jy wonder, okay, ek het 'n besigheid, ek moet al daai kostes, al daai geld moet ek kan betaal elke maandeinde, maar raai wat, met hierdie besigheid wat jy op jou selfoon gaan hê, het jy lae koste om jou besigheid te begin een keer. Jy gaan net een keer uitgawes hê vir jou besigheid en dis die dag wanneer jy hom begin. En as jy hom klaar opgestel het, gaan jy nooit weer uitgawes hê vir hierdie besigheid nie. Soos in nooit weer nie. Om hierdie program en hierdie besigheid te gebruik op 'n maandelikse basis, gaan jy gratis apps gebruik. Jy gaan System IO gebruik wat gratis is. Jy gaan TikTok, Facebook en Instagram gebruik wat gratis is. Jy gaan nie 'n maandelikse koste hê nie. Jy het 'n beter gesinslewe en jy het balans. Jy's meer teenwoordig by jou kinders, by jou familie en by jou geliefdes. En jy kan in jou happy place wees, jy kan doen wat jy geniet en jy kan geld maak. Weet julle hoe bevrydend is dit vir my om in die oggend tussen die perde te staan en myself te geniet en by die huis en ek weet ek maak geld, ek gaan die rekeninge kan betaal maandeinde, ek kan heeltemal ontspan. Dis amazing. Jy's effektief. Jou outomatiese stelsel, jou website op die internet werk vir jou 24 uur. Jy werk net 2 ure per dag. Jou besigheid is in jou hand, in jou selfoon, dis maklik en dis effektief om kliënte te help. Dis baie eenvoudig. Hierdie is 'n plan wat beproef is deur 56,000 mense reg oor die wêreld. 6,000 in Suid-Afrika en in Suid-Afrika het ons 23 miljonêers, 23 mense wat al meer as R1 miljoen gegenereer en gemaak het in inkomste. Ons het vir Cecilia Jacobs in Jeffreys Bay, sy het al R4 miljoen gemaak vandat sy begin het met hierdie program. So dit is absolutely amazing. So jy hoef nie vanaand bekommerd te wees nie. Hierdie stelsel werk, die besigheidsplan werk, hy's klaar getoets. Jy hoef hom nie te gaan toets nie, hy werk, jy kan maar ontspan en weet, jy gaan ook geld maak. So jy begin basies jou eie aanlyn besigheid. Soos ek sê, jy werk 2 ure 'n dag, die outomatiese stelsel gaan 24 ure 'n dag vir jou werk, en dis 'n done for you digital business. Jy gaan 100% profijt verdien, en jy kry 'n blueprint wat 'n gids is, dis soos 'n besigheidsplan in die vorm van e-learning lesse, wat vir jou stap vir stap gaan leer hoe hierdie werk. Ons doen nie crypto of trading of enige van daai snaakse goeders nie, jy wil nie, want die risiko met daai goed is te groot. Hier is geen risiko nie. Absoluut geen risiko nie. Jy kan nie op 'n maandelikse basis, wanneer jy jou besigheid hardloop, geld verloor nie. Niemand kan jou scam nie. Soos wat ons die aand deurgaan, gaan ek nou vir jou verduidelik, hoekom sê ek so. So, ek gaan julle voorstel nou aan Karina Johnson. Karina werk natuurlik nou 2 ure per dag, en Karina het R10,000 gemaak op haar dogtertjie se verjaarsdag met 1 transaksie. Nou, my aanstaande skoondogter het gewerk vir 'n salaris van R10,000 'n maand as 'n ontvangsdame. So dit was haar volledige salaris. So met ander woorde, Karina het in 1 transaksie my skoondogter se salaris gemaak. Dis absolutely amazing. So ek wil julle gou voorstel aan Karina Johnson. Karina, is jy hierso? Hi Renet, ek is hierso, kan julle my hoor? Jai, hallo Karina, baie welkom. Baie dankie. Ek is so bly jy's hierso. Baie dankie. Dit is vir my regtig 'n voorreg om my storie te kan deel met julle almal. Ja, hoor hierso, en ek kyk nou vir jou, jy het groen aan en jy lyk pragtig in groen, net soos op jou foto. En toevallig het ek ook vandag groen aan, so dis ons twee se groen aand vanaand. Dis awesome, ek love it. Ja, die groen, my dogter sê, mamma, jy moet dieselfde aantrek as jou foto, dan weet hulle dis jy. Ja, dat hulle kan sien dis mamma. Oh, wow. Ja. Karina, vertel vir ons jou storie. Okay, so kom ek begin met die begin. Ek was vir 7 jaar lank was ek 'n enkel mamma gewees en ek het in korporatiewe restaurante gewerk. So ek was 'n GM van restaurante, maar ek het nie net my eie restaurant bestuur met my staf en so aan nie.
ek het restaurante help oopmaak en ek het ander GM's en ander managers en ander staf wat getrain. So my werk was letterlik konstant. Van die oggend tot die aand laat was ek besig geweest. En ek het regtig 7 jaar van my lewe het ek my dogtertjie se lewe gemis. Ek het 'n living nanny gehad. Ek het iemand gehad wat voltyds na my dogtertjie gekyk het. Omdat ek amper nooit by die huis was nie. En ek praat van naweke, vakansies, iemand as ek siek was moes ek gaan werk het. Ek het 'n alright salaris verdien, maar dit is nog net een inkomste. So ek moet alleen vir sorg. Iemand se mic is aan. Ja, iemand se mic is aan. Ag, laat ek net gou kyk, Karina. Ek nie hou dit van mute. Daar's hy. Ekskuus julle, iemand se mikrofoon was aan. Julle moet net asseblief kyk dat julle mikrofoon nie aangaan nie. Hou hom af. Dan gaan die klank mooi deurkom. Daar's hy, jy kan maar aangaan. Dood reg. So ja, ek het 'n living nanny gehad wat permanent na my dogtertjie gekyk het en ja, so ek het baie tyd van haar lewe gemis. Daar was kere en ek het geen support struktuur gehad in Gauteng nie. Ek was soksiel alleen daar gewees. Ek het nie familie daar gehad nie. Ek het nie vriende regtig daar gehad nie. Ek was van die Kaap af na Johannesburg toe gestuur deur my werk en daar het ek my dogtertjie grootgemaak by myself en my familie is hier in Limpopo. So dit was vir my baie moeilik. Baie keer moes sy saam met mamma gaan werk het. Vir haar was dit natuurlik lekker geweest, maar dit is ook nie 'n environment vir 'n kind nie. En ja, verjaarsdae, Kersfees, Nuwejaars, ek moes my dogtertjie na my maale toe stuur dat hulle na haar kyk want mamma moet werk. Dat ek verjaarsdae en ek het Kersfees gemis as gevolg van dit. En ek het op 'n punt in my lewe gekom. Ek het verskriklike angstigheid gehad, regtig baie gesukkel daarmee. Ek het depressie gehad op 'n kol en dit was vir my regtig, dit was vir my verskriklik erg om so alleen deur die lewe te gaan en alles daai laste alleen te moet dra. En toe het ek die groot besluit gemaak om daai werk te los en ek was 18 jaar in restaurante. So ek het regtig, dit was soos my hele lewensdroom gewees is om finansiëel stabiel op my eie te wees, op my eie twee voete te staan en daar het ek daai karier wat ek gebou het vir myself het ek net so gelos vir my dogtertjie. Sodat ek meer tyd en aandag aan haar kan spandeer. En dit was nie maklik geweest nie want hier waar in my klein dorpie waar ons bly, hier is nie vreeslik baie werk nie. En as jy 'n werk kry, is dit omtrent van 'n salaris van so R8,000 tussen R8,000 en R10,000. Maar ek het toe my dogtertjie wat was basically Engels groot gemaak en want haar nanny was Engels geweest, so sy het heeltyd Engels gepraat. Ek wou hierso by 'n Bosveld skooltjie ingeskryf en wat net bietjie makliker is om haar van die Engels na die Afrikaans toe oor te skuif in haar graad 1 jaar. En daarso by 'n beheerliggaamsvergadering het ek eintlik my man ontdek vir die eerste keer. Ek kom daarso by my kind se skool gewees. Dit was so awesome geweest. My oom en tannie het ons voorgestel aan mekaar en ja, die res is history. So ons het mekaar daarso ontmoet en ek kan nie vir julle beskryf nie. Ek het regtig soveel jare gebid vir die Here, vir verandering in my lewe en om vir my iemand te stuur wat my gaan aanvaar vir wie ek is en wie my dogtertjie gaan aanvaar, weet as sy eie en hier het ek hierdie amazing man ontdek en jy weet, ons het Desember vakansie, was ons bietjie na my maale toe op hulle boot gewees daarso en daarso het hy my gevra om te trou op die boot op Nuwejaars en ek moet julle sê, dit was so amazing geweest. Ons het bo op die mas geklim en hy het my daar bo terwyl ons aan harnasse hang het hy ons daarso het hy my daar gevra om te trou en ek was so verras geweest. En wat so great gemaak het, dit was regtig een van die eerste vakansies en ek weet nie hoeveel jare wat ek by my gesin was en my dogtertjie was op Nuwejaars en op Kersfees na al daai jare se corporate lewe nie. En daarso het ek verloof geraak en dit was so awesome geweest. En ja, maar wat nog goed gebeur in Desember is die plaas waarvoor my man gewerk het. Sy naam is Roan en hy het 3 kinders uit 'n vorige huwelik uit. So my man het vir 'n groot boer gewerk hierso in Limpopo en weens omstandighede het hulle salarisse gesny in Desember maand. So dit was klaar vir ons 'n groot pil om te sluk in Desember want jy weet, dis nou Desember, ons moet nou vakansie hou en dan sit Januarie en dan sit skool, so dit het klaar daai stres gehad van wat gaan ons nou met die 4 kinders doen in Januarie. Toe kom Januarie, toe gebeur daar nog 'n salarisverlaging. Nou ons reeds gestres het oor hoe gaan ons deur die lewe kom. En vir die tweede jaar, ons het gebid. Ek gaan vir julle sê, ons het regtig gebid en ons het gedink aan soos oplossings oor wat ons kan doen.
En vir die tweede jaar in 'n ry het hierdie boer in Amerika my man gevra om vir hulle te gaan werk oor see. Nou ons het regtig baie daaroor gedink, baie daaroor gebid en ons het besluit dat my man oor see moet gaan werk hierdie jaar. En dit was nie die maklikste besluit gewees nie. So ons het die 27ste Maart getrou en die 14de April het hy op 'n vliegtuig geklim Amerika toe. So 2 weke na ons troue. Nee, dis baie erg. Ja, ons eerste huweliksjaar geskied nou letterlik oor WhatsApp en video call. En ek sê vir julle dit is nie die maklikste ding nie. En ek het op daai stadium het ek nog wifi verkoop hier in die dorp en dit het ook baie korporatief geraak. Tot die punt dat hulle wou gehad het ek moes begin travel tussen dorpies. En ek moes na ure werk en naweke werk en dit het weer op 'n punt gekom waar te min aandag aan my dogtertjie gespandeer het en te min aandag aan die kinders en my man wat daai kant is met die 2 tydsones. Dit was regtig baie moeilik geweest. En intussen het sy 2 seuns ook by my kom bly, so ek het dan nie net my dogtertjie grootgemaak nie, maar ek het sy 2 seuns ook nou ingeneem en hulle begin grootmaak. En my dogtertjie het letterlik die een aand het sy my aandag kom soek. En ek was besig met 'n kliënt geweest en ek het gesê mamma kan nie nou nie. En ek dink na die 3de keer het sy ingestap en sy het regtig 'n meltdown gehad en vir my gesê mamma, jy het nooit meer tyd vir my nie. En sy is 7 jaar oud. En daar het ek net daar het ek vir Roan gesê ek is klaar. Ek gaan nie hierdie doen nie. Ek gaan hierdie werk, ek is klaar daarmee. Ek wil nie meer, dit is nie meer die lewe wat ek wil hê nie. En hy het ook baie met my geveg en vir my gesê, dit is nou weer 'n werk wat tyd vat. Jy het hiernatoe getrek, jy is om 'n rustiger lewe te hê, om meer tyd saam met jou dogtertjie te spandeer. En hier was ek alweer besig met 'n werk wat my alweer tyd nou weer weggevat het. En so 4 maande voor dit het ek op Jolanda Nel, het sy my geïntroduce na hierdie program. Die Legacy Builders program. En aanvanklik het ek nie vreeslik aandag gegee daaraan nie, want dit is vir my actually so funny geweest om maar video's op TikTok te sien. Dit was my al vriendie geweest om dit te sien. Ja. Ja. Is jy besig? Ja. Ja, dit is my vrek snaaks geweest. En maar voor 4 maande, my man het my eintlik voorgestel aan hierdie ander HTA vrou, haar naam is Juanita. En hy het gesê liefie gaan volg dalk haar. Sy's ook 'n HTA vrou, sy het hierdie support groepie vir ander HTA mamma, so gaan kyk bietjie daar, so miskien vind jy die solace of iets daarin. En ek het haar ook gevolg en ek het op 'n call tussen ek maar sy doen ook hierdie ding en ek is seker dis dieselfde program as wat Jolanda doen. Toe het ek nou eintlik bietjie meer gaan oplees daaroor en gaan kyk soos wat is dit nou eintlik en ek het met Jolanda gekontak en ek het gesê okay, kom verduidelik my want ek is nou klaar vir corporate, ek het nou klaar vir 'n baas gewerk, ek het nie getrek hiernatoe om net dieper weet in my sielsongelukkigheid uit te leef nie en ek was regtig moeg daarvoor gewees. En ja, so sy het my voorgestel in die Legacy Builders program en ek kan vir julle sê, ek is nog nie een dag spyt dat die Here hierdie program weer 'n keer op my pad gebring het nie. Want ek sê vir jou, ek het gebid vir verandering, ek het gesoek aanlyn vir maniere hoe om ekstra geld aanlyn te maak. Ek was van een van daai mammas wat gegoogel het, wat kan ek doen van aanlyn wat regtig werklik werk? Ja. En daar was soveel ander goeders. Ek het al transcribing probeer, ek het, jy weet, en ek het nie gehou van die idee dat ek soos Avon of sulke goeders moet kry wat jy fisiese produkte moet hê, wat jy moet verpak en koerier. Ek het ewen so 'n klein shop dingetjie gedoen waar ek reselling doen vir soos klere en wat ook al. En nog, dit was ook net te veel moeite geweest. En toe dink ek nee, dit gaan nie werk nie. En toe het ek op hierdie program afgekom. En soos ek sê, ek kon my werk los en ek is nou 'n tuisbly mamma en vir die eerste keer in 'n baie lang tyd is ek actually teenwoordig. Ek is daar vir elke liewe oomblik in my dogtertjie se lewe. Ek is daar vir haar danswerk, ek is daar om haar te help met huiswerk, want sê vir julle, ons graad 1 jaar was nie maklik nie. Omdat ek so besig was met werk, het ek gemis dat my dogtertjie ADHD het. Sy is later aan die begin van die jaar het hulle vir my gesê ons moet haar na 'n arbeidsterapeut toe vat en ons het haar gevat en hulle probeer om haar gewone terapie te doen en die terapeut het vir ons gesê sy is een van daai kindertjies wat ongelukkig nie sonder die medikasie dit kan doen. So jy moet haar na 'n spesialis toe vat en alles. So graad hierdie jaar is nou graad 2 jaar en dit gaan nou beter en sy is gediagnoseer en sy het alles. Maar weet ek het gevoel soos 'n groot failure as 'n mamma. Omdat ek nie daai aandag aan haar kon gee nie. Dit is nou vir my so lekker
om daar te wees, om met daar te sit en daar verduidelik en haar huiswerk te help en haar te help speeches skryf en al daai lekker dinge. En ja, so dit is wat vir my great is. En ek het my eerste seil begin maak op my 9de week in my journey in. Oh, So ja, well done. ek is ook een van die late bloomers, maar ten minste bloem ek. Maar ja, dit was great geweest en actually was daai dag vir my eintlik 'n baie moeilike dag geweest want ek was so oor TikTok geweest want ek was nou weer een of ander jail en ek het eintlik Engels begin en toe het ek oorgeskakel na Afrikaans. So my Afrikaanse bladsy was so 4 weke oud in hierdie journey en waar ek nou is en TikTok was net mislik met my en ek was so demotivated en ek het gehuil en ek was met my man op die foon en ek het gebid en Jolanda het ook vir my gesê luister die Here het vir haar hierdie boodskap gegee aan my en daar het ek net nog meer in snot en trane pars daarso en lou en bold en daai aand kry ek my heel eerste seil. Ek was so, ek kan nie vir julle sê nie, so flabbergasted, so amazingly happy gewees dat jy weet, ek het alles net so oorgegee aan die Here en ek het hom gesê, vat my besigheid, vat my lewe, vat my huwelik en loop saam met my, lei my en wys my die pad vorentoe en daarso het ek my eerste seil gemaak. Oh, wow. En soos Renet ook nou genoem het, my dogtertjie het Dinsdag het sy 8 geword en daarso het ek ook my eerste groot seil gehad van $600. So R10,000 in my bankrekening op my dogtertjie se 8ste verjaarsdag en terwyl ek by haar dansklas is, so terwyl ek 'n teenwoordige mamma is, by my dogtertjie se dans het ek 'n R10,000 seil gemaak. En ek en my man was nog nie op honeymoon nie, so ek het hom gesê, hierdie geldjies wat ek nou verdien, gaan ek hom op honeymoon vat, want hy werk sy agterend af daarso in Amerika, 18 ure skof, hy het nou van 'n 18 uur skof afgeklim en toe sê ek vir hom, ek wil jou op honeymoon vat met hierdie geld, want ons verdien om saam as getroud paartjie op vakansie te gaan. Ons gaan natuurlik die kinders ook vat, maar ja, dit is wat ons wil doen. En dan ons langtermyndroom is om ons eie plaas eendag te hê. En obviously ek werk hard daarna toe om my man te kan huis toe bring, sodat hy nie nog 'n jaar in Amerika hoef te wees en ons nog 'n jaar geskei hoef te wees nie. Maar ek is inniglik dankbaar vir Jolanda, sy is my mentor en vir jou Renet ook wat my genooi het om vanaand my storie te deel. En as ek 1 of 2 mense se harte kan raak en kan hoop gee met hierdie storie van my, dan gaan dit my hart gelukkig maak. Want hierdie is regtig die beste journey om op te wees en ek is so dankbaar dat die Here hierdie program op my pad gesit het en dat ek regtig op daai pad is na ware vryheid. En dit is iets waarna ek my hele lewe lank gesoek het. En vir die eerste keer voel ek lig en ek voel vry en ek voel teenwoordig en ek is gelukkig. Nou moet net my man by die huis kry. Oh, wow. Ja. Weet jy, ek kry sommer hoendervleis as ek na jou storie luister, Karina. Want jy weet die woord wat ons hier opgesit het is vryheid. En jy sê nou daar, jy het jou vryheid teruggekry. Maar ek dink jy moet so trots wees op jouself, want wat maak ons, en ek word hierdie jaar 51, maar so vroeër in my lewe, ek was daai mamma wat my kinders afgeskeep het, want toe my kinders op laerskool was, toe het ek te veel gewerk, ek het gerep. So ek het in die kar geklim en gery van dorp tot dorp, die hele Mpumalanga en Limpopo vol, en ek het daai nanny ook gehad, en ek het my kinders afgeskeep, en hulle is vandag 25 en 26 jaar oud, en ek kan dit nie terugkry nie, dis gone, dis verby. Maar vir 'n lang tyd het ek daai lot wat ek gehad het, daai van, dit is nou maar wat ek moet doen, het ek nou maar net aanvaar. En gedink, wel, dit is stuck in dit in jou. Ja, ek was stuck in dit, jy weet, you stuck in 'n rat. En ek het daar vasgesit en ek het nie 'n way out gesien nie. En die prys wat ek daarvoor betaal het, is tyd saam met my kinders wat ek verloor het, wat ek nooit weer kan terugkry nie. Dis gone, dis weg. Dit En ek is die reine waarheid daai. Dis gone, maar ek dink jy kan so trots wees op jouself, want jy het gesê, dis klaar, ek wil vryheid hê, en ek gaan beklei vir vryheid, en ek meen, dit moes vir jou baie scary gewees het om daai besluit te neem, hoe dit gevoel in die begin? Dit was vreesaanjaend, ek kan nie vir julle verduidelik nie, ek het soos heeltyd gewik en weef, want hierso los ek 'n werk waarin ek soveel jaar spandeer het, en jy weet, ek het myself so gegroei in hierdie besigheid, en ek was altyd corporate, ek was altyd daai ma wat die ladder geklim het, maar
toe my dogtertjie gekom het, en sy het ook gekom op 'n tyd wat ek soos regtig nie op 'n goeie plek was nie, en sy het daai sonskyn teruggebring in my lewe, so ek noem haar my sunshine girl. Maar ek het geweet, sy verdien beter van my. Sy verdien 'n mamma wat teenwoordig is en wat daar is vir haar. En ek wou nie langer haar teleurstel in haar lewe nie. En so ek het geweet, niemand gaan my kom red nie. Ek moes myself red, en dis net deur God se genade dat ek deur die haar van my tande daar uit is, en jy weet, oorbegin het. Van scratch af nuut oorbegin het. Maar ek is dankbaar daarvoor, want ek het my man ontdek, ek het my lewensmaat ontdek, en wat nog moeiliker is, soos wat ek hom ontdek het, nou moes ek hom mee laat gaan het. Dis vrek moeilik. Maar ons werk daarna, soos ek gesê het, om terug te bring hiernatoe. Ja, maar jy het vir jouself 'n doelwit gestel, jy wou vry gewees het, en jy het nou daai personal freedom, daai persoonlike vryheid het jy nou gekry, en jy het jou man, hy's nou net ver weg, maar jy het nou 'n pad voor jou, en jy het nou die tools om te beklei, soos jy sê, jou volgende doelwit is om hom terug te kry. Ja. En jy gaan hom terugkry, absoluut. Verseker, ek is 100% seker dit gaan gebeur. Ek het vertroue in die Here, so ek sê ek het my besigheid, ek het my huwelik, ek het alles oorgegee, en ek weet ek is op hierdie pad vir 'n rede, en daai vryheid wat ek voel, ek kan nie vir julle beskryf hoe amazing dit is nie. Dit is iets ongeloofliks, dit is regtig buitewêrelds, soos in dit is amazing, ek kan nie vir julle beskryf nie. Daai hoe lig 'n mens voel, daai angstigheid wat ek vir jare saam met my gedra het, en ek was vir jare op medikasie gewees ook. Ek drink nie meer medikasie nie, ek is 'n nuwe mens, ek voel actually asof ek vir die eerste keer in my lewe actually lewe. Ja, weet jy waaraan laat jy my dink? Jy laat my dalk dink aan daai gedeelte in die woord waar ons Hemelse Vader die Israeliete uit Egipte uitgevat het. Want in Egipte het hulle vir 'n baas gewerk. En hulle is eintlik, kan ek amper sê, misbruik in Egipte, want hulle het verskriklik hard gewerk. En iemand anders ter verryk in daai proses, en hy wou hulle daar uitvat, en toe vat hy hulle deur die woestyn, deur die Jordaanrivier, binne in die land Kanaan in, en dan onthou die 12 spioene wat in Kanaan ingegaan het en teruggekom het, en Joshua en Caleb het gekom met hierdie groot vrugte en gesê, kykie, lyk die vrugte in Kanaan, en met God is dit moontlik, en die ander 10 spioene was bang. Hulle het gesê, nee, daai ouens is so groot, ons is so groot, ons voel so sprinkane teen hulle, maar Joshua en Caleb het bly sê, met ons God kan ons hierdie doen, en hulle het in geloof gestaan. En dis daai geloof, ek besef, terwyl ek so na jou luister, dis daai geloof in God, wat ons maak vorentoe beweeg, en wat vir ons die veglus gee, en die vermoë gee, om te beklei, om in Kanaan te kom, want dis waar jy nou besig is om in te gaan, in Kanaan, in waar jy vry is, jy het nie meer daai depressie, daai werkstres, daai druk, daai medikasie, daai angstigheid nie, jy kan tyd saam met jou kind spandeer, jy is jou eie baas, dis amazing. Ja nee, dit is regtig, dit is ongelooflik, en ek sê vir jou, baie keer as ek struikel, dan maak ek my Bybel oop, en dan sê die Here vir my presies wat ek moes hoor, op daai punt. En dit is amazing, ek kan nie vir julle verduidelik hoe awesome dit is nie. En ek moes my pad met die Here ook weer gevind het, want ek meen, ek het nog my hele lewe lank gebid en geglo, maar ek moes regtig op my knieë gaan staan het, en regtig daai pad met hom stap, en regtig daai verhouding weer bou, en soos begin kerk te gaan, en dit begin in my lewe inbring, en die oomblik toe ek dit gedoen het, was toe alles verander het. Is dit nie amazing nie? Daar sê jy dit, alles het verander, maar ek het 'n vraag vir jou, het dit nie vir jou ook so gevoel, toe jy in die restaurantwese was, en jy het so hard gewerk, jy het al daai ure per dag gewerk, mens maak nie tyd vir die Here daar nie, jy het amper nie 'n verhouding met die Here daar nie, jy kan nie sy stem hoor nie, jy lees nie jou Bybel nie, jy is so moeg en uitgemergel, dis asof 'n mens, dit was vir my so, toe ek daar was, waar ek so gewerk het, het ek nie so 'n verhouding met die Here gehad nie, daar was nie tyd vir dit nie, ek het soos 'n masjien gevoel, is dit vir jou ook so gewees? 100%, ek het nie eens tyd vir myself gehad nie, ek het nie tyd vir vriende gehad nie, ek het nie tyd vir verhoudings gehad nie, ek het nie tyd vir my dogtertjie gehad nie, en wat snaaks is, toe ek bedank het by daai plek, het ek nie eers soveel as 'n dankie vir al jou
jare se werk. Dankie vir al die dreams wat jy Oreo bestuurders gemaak het nie. Verstaan, ek het mense gegroei in daai plek en ek het nie eers 'n dankie gekry nie. Dit was net soos, okay, maak net jou mond klaar, doen die handovers en wat kan jy nog 'n maand aan bly om soos alles smooth oor te gee. Dit was al 'n prioriteit geweest. Ek het soos gevoel soos, hoekom het ek my hele lewe lank wat ek gevoel het afgesloof aan hierdie plek. Ek was so dedicated aan hulle gewees en net om daar om te draai en te sê, okay, nou maar tata hoor. Ja. Ja. Dit laat jy net besef dat jy is regtig, jy's 'n nommer op 'n spreadsheet, jy is daar om jou werk te doen. As jy dit goed doen, great vir jou. Verstaan, maar ja, hulle gee regtig nie om oor 'n mens nie. Al dink jy hulle doen. Ja. Nou maar dit is so vryend om so geld vir jouself te maak. Ek kan nie vir jou sê hoe awesome was dit om 'n R10,000 seil te hê en dis my geld. Ek het gewerk daarvoor. Dit is direk in my bankrekening in. Dit is nie deur iemand nie. Ek het dit nie gedoen vir iemand anders nie. Dit is vir myself. Ek het hierdie gedoen vir my gesin en dit is wat so amazing is. En jy betaal jouself. Niemand betaal En jou. ek betaal myself. Ja. Dis Ja. amazing. Dit is vryheid, né, Karina? Absoluut. 100%. Ja, dit is totaal en al vryheid. Dit is hier nog lewe. Nog 'n mikrofoon wat aan was. Wat se soort video's moet Sy. Okay, sy. Dit is vryheid daai, en dis next level vryheid daai. Ek is so dankbaar Ja, vir absoluut. ja. Jogg Karina, ek is baie opgewonde vir hierdie pad wat jy nou vorentoe gaan stap. Ek is self baie opgewonde. Ek kan nie wag om te sien wat is ons pad vorentoe nie. Waar gaan die Here ons heen lei? Jy weet, gaan my man nog 'n jaar met oorsee gaan ons okay wees, gaan hy by die huis kom. So ja, ek is excited en ek sien vir die eerste keer uit na vorentoe. Ja. Ek is nie gestres oor wat vorentoe gaan gebeur nie. Ja, en jy het jou gebalanseerde lewe teruggekry, waar jy nou tyd het om saam met jou kinders te spandeer en jy's by die huis. En dit is wat vir my ook, wat ek nou wou sê, die oomblik toe ek ook uit daai ratreis uitbreek en so wat ek gedoen het, as ek het perde begin stalleer, waar ek meer balans het, kleiner paycheck, maar ek het daarom nou bietjie kwaliteit lewe, maar toe wil ek net nog 'n groter inkomste hê en dis hoekom ek begin het met die Legacy Builder program. Maar as jy in daai rus inkom, in daai gebalanseerde lewe inkom, dan voel dit vir jou asof jy die Here, asof jy ons hemelse Vader van vooraf ontdek. Want Absoluut. en jy word amper 'n nuwe mens, 'n heeltemal 'n ander mens, né? Ek kan vir julle getuig, my familie sal ook vir julle sê, hulle het altyd gepraat, hulle noem my Kili, is my bynaam. Dit is verskriklik kinderig. Maar ek sal vir julle sê, my maale het vir jare gevra, hulle soek net die ou Kili terug. Voordat ek die huis verlaat het, want toe ek die huis verlaat het, is ek dadelik begin werk en ek het net in hierdie persoon in verander wat hulle nie geken het nie en wat ek nie eers herken het nie. En dis vir my lekker want hulle sê nou ek is die mooiste wat ek in 'n baie lang tyd was. Ek is hulle sien dit van binne af uitkom. Hulle is so trots op die persoon wie ek geword het nou en dis waar ek is in my lewe. Ek het vir jare lank gerook. Ek weet dit is baie sleg en ek het opgehou. Ek is nou al meer as langer as 'n jaar wat ek nie meer rook en goed nie. So dit is regtig, ek voel soos 'n completely nuwe mens. Dit is regtig fantasties. Ek kan nie vir julle daai dankbaarheid wat ek net het dat ek my lewe kon verander en dat ek teruggekeer het na die Here toe en dat hy soveel blessings oor my pad gestuur het. Kyk, hy het vir my goed deur die toetswaters gesit, maar ek het aan die ander kant uitgekom en ek is hierso en ek is bly ek kan my storie deel met mense en hulle lewens raak. Dis wat vir my, dit maak my hart verskriklik gelukkig. Ja. En ek glo baie mense is vanaand geïnspireer met hierdie storie om te beklei vir daai vryheid, om vry te kom. Vry te kom van angs, vry te kom van vrees, van hartseer, van te hard werk, van jouself afsloof, om net heeltemal vry te kom. Dis amazing. En jy moet veg daarvoor, dis jou lewe en jy het regtig net een lewe. My pa het altyd dit gesê, you only live once. You have to live life to the fullest. En dis 'n ding wat by my gestak het en vir daai jare het ek gevoel ek kom nêrens. Soos hoe lyk my lewe? Hoekom werk ek so hard? Ek kry 'n salaris, maar ek kan dit nooit geniet nie. Ek sien nooit my familie nie.
Ek moes my dogtertjie vir maande lank dat sy vir 'n maand by my ouers kon bly omdat ek 'n restaurant moet oopmaak en sien ek haar vir 'n maand lank nie. So dis vir my regtig. Dis great dat ek nou my eie baas is en ek het nou daai vryheid en ek het daai teenwoordigheid. Dis amazing. Amazing. Karina, baie dankie dat jy hierdie pragtige storie met ons gedeel het. En ek weet sommer jou nuwe aanlyn besigheid gaan groei van krag tot krag. En jy's 'n inspirasie vir baie mense. Dankie dat jy dit doen. En dankie dat jy die vrymoedigheid en die eerlikheid het om jou storie so openlik te deel. Baie dankie daarvoor. Ek sê vir jou baie dankie dat jy aan my gedink het om my storie te kom deel en net bietjie hoop te sprei vandag. En ek wil vir jou, ek hou my hoed af vir jou. Ek sê vir jou so dankie vir die amazing Afrikaanse gemeenskap wat hier besig is om gestig te word in Suid-Afrika. Dis amazing. Ek meen Michelle se Engelse program is great en sy's 'n amazing mentor, maar wat hier gebeur is jou A-span, dit is next level. Ek is so opgewonde om deel te wees daarvan en te leer in ons eie taal. Ek kan nie vir jou sê ek is al in daai programme en ek wil net, ek weet nie waar om te vat en waar om te los nie. Ek voel soos 'n kind in 'n candy shop want dit is alles net so great om dit te hoor in jou eie taal. So ek wil regtig my hoed af vir jou en ek sê vir jou dankie dat jy so groot beacon vir ons in die Afrikaanse gemeenskap en in hierdie program is. Baie dankie. Baie dankie Karina. Karina, 'n laaste woordjie. Daar sit iemand nou en luister wat dalk nou is waar jy was lankal terug. Net so laaste, wat is daai 'n klein stukkie raad wat jy vir daai persoon vanaand sal gee wat daar was, wat moeg en moedeloos vanaand is en wat nie weet hoe om daar uit daai gat uit te kom nie? Ek sal net sê, sit jou vertroue in die Here en bid. Gaan op jou knieë en bid en sit gee alles oor in die Here en weet net, daar is 'n pad uit. Al lyk dit vir jou onmoontlik, al lyk dit vir jou asof daar glad nie 'n manier uit is nie. Ek beloof jou, ek moes myself uit 'n baie diep donker gat gaan haal. Dat julle sal my familie hoor, maar ek is daardeur. Ek het daar uitgekom. Ek is aan die ander kant. Daar is lig aan die einde van hierdie tonnel. Ek beloof jou, jy moet net vertroue hê, jy moet net glo en jy moet glo in jouself en jou vertroue in die Here sit en jy sal daar uitkom. Sit net, vat net daai tree. Elke liewe tree is wat jou momentum gaan gee om vorentoe te beweeg. En as jy nie gaan begin loop nie, gaan jy stak bly daar waar jy is. So sit jou een voet voor die ander en beweeg net. Dis al. Wow. Dis amazing. Ons moet daai neerskryf. Dis klap vir hande julle. Dankie julle. Dis die beste raad. Baie dankie Karina. Dankie nogmaals. Baie dankie vir die geleentheid om my storie te kon deel en hopelik iemand op buite se harte geraak het deur dit en daai hoop net te gee dat daar regtig werklik iets daar buite is wat werklik werk, julle. Dit werk. Dankie Karina en ek is so bly ons rekord hierdie want môre kan ons dit uitstuur vir almal daar buite wat nie vanaand kon bywoon nie. Dankie. Amazing. Baie dankie. Okay julle, kom ek verduidelik gou waarvan het Karina nou gepraat met haar Legacy Builder program. Jy het geen ondervinding of ervaring nodig nie. Jy hoef nie tyd te mors deur 'n besigheid of 'n produk te gaan ontwerp nie. Jy het net 2 ure 'n dag nodig. Dis al wat jy nodig het. So hierdie is jou eie aanlyn besigheid, jou eie outomatiese stelsel wat vir jou gaan werk 24/7. Jy hoef net 2 ure te werk en dis hoekom Karina dan nou tyd met haar familie te kan gaan spandeer. Jy het 'n klaar opgestelde besigheid wat jy kry en jy het geen ondervinding nodig nie. As jy jou eie aanlyn besigheid wil begin, het jy 'n webwerf nodig, jy het 'n stelsel nodig, jy het sales funnels nodig, payment gateways of links nodig wat jy kan koppel met jou eie bankrekening. Nou hierdie stelsel gaan vir jou databasis bou van jou kliënte, hy gaan vir jou kliënte e-mails stuur, hy gaan vir jou nuusbriewe skryf vir jou kliënte, jy kry templates, hy gaan vir jou marketing campaigns kan doen wat jy kan opstel. Dit is amazing, maar dit kry jy alles ingesluit by jou aanlyn besigheid. Hier is nog 'n stukkie goeie nuus. Jy hoef nie kliënte te soek of te gaan kontak nie. Want baie van ons wil nie mense kontak en sê, hoorie, ek het nou hierdie produk wat ek aan jou wil bekend. Ons wil dit nie doen nie. Jy hoef nie. Jy gaan leer hoe om bemarking op so 'n metode te doen dat jou kliënte na jou toe kom of na jou webwerf toe kom. So moenie bekommerd wees nie. Daai gaan jy stap vir stap leer. Jy gaan leer om 5 stappe te volg elke dag. Letterlik so stap 1, stap 2, stap 3, stap 4, stap 5.
Jy gaan in 'n e-learning les leer hoe werk hierdie 2 ure werksdag en jy gaan ook leer hoe jou stelsel werk. Elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is, dan gaan dit in jou eie PayPal of in jou eie bankrekening in. Nou daar's 4 produkte wat ons bemark. $100, $300, $600 en $900. Toe Karina haar R10,000 gemaak het, het sy 'n $600 produk verkoop op haar webwerf. Dis wat gebeur het op daai dag. So, hoe kom jy uit by 'n R40,000 'n maand inkomste? R40,000 is net $2,400. Dis maklik. As jy 8 kliënte gehad het wat elkeen by jou 'n $300 produk gekoop het, het jy dit gemaak, $2,400. Of as jy 4 kliënte gehad het wat elkeen by jou 'n $600 produk gekoop het, het jy $2,400 ook gemaak. Of as jy 3 kliënte gehad het, net 3 kliënte wat elkeen by jou 'n $900 produk gekoop het, het jy $2,700 gemaak. Dis so amazing. So, daar's 4 programme soos ek nou verduidelik het. Die program wat jy vir jouself koop, alles onder dit is ingesluit. Dis 'n hele aanlyn besigheid. Jy koop 'n program en in hierdie program is jou besigheid ingesluit. So die oomblik wat jy jou webwerf aktiveer, begin jy jou eie besigheid. Nou die grootte, almal se favourite, is die $900 Legacy Builder program. Wanneer jy hom koop, kry jy die hele pakket, alles ingesluit. Jy kry die 600, die 300 en die 100 ingesluit. Dan het ons regsbo, het ons die Digital Mastery program. Met hom gaan jy 'n meester word in digitale bemarking. Daar is omtrent 172 lesse ingesluit in hierdie Digital Mastery. En as jy die Digital Mastery het, dan kry jy die Passive Daily Pay Blueprint en die Launchpad ingesluit. So al die kleiner is onder hom is ingesluit. Dan die volgende ene is die Passive Daily Pay Blueprint. Hy's $300 en dan die heel kleinste enetjie, die Launchpad, is net $100. Nou, elke een van hierdie programme bevat jou webwerf, jou opleiding. Nou die kleintjie is natuurlik nou, hy het net een inkomstestroom, so hy gaan 'n bietjie minder lesse hê, en soos wat jy nou groter gaan in jou programme, elke program, elke produk het meer inligting, meer opleiding. So, elke keer wanneer daar 'n transaksie op jou webwerf is, gaan dit natuurlik nou, soos ek gesê het, in jou PayPal of in jou bankrekening in. Jy is in beheer. Dit gaan nie na 'n maatskappy toe wat jou moet betaal nie. Daar's nie 'n middelman betrokke nie. Jy kry alles. So hier het ek byvoorbeeld 'n $900 transaksie gehad op my webwerf. PayPal het 'n 4% transaksiefooi wat hulle vat, maar ek gee nie om nie. Ek het nog steeds lekker baie geld om te hou vir myself. So hierdie $854 het ek net met die FNB app getransfer. So jy gaan op die FNB app en jy transfer daai dollar van jou PayPal rekening af na jou FNB bankrekening toe, of jy kan die FNB app gebruik om dit te transfer na Capitec of enige een van die ander banke toe ook. Heel onder het ek 'n $300 transaksie gehad. Daar het ek $290 getransfer na my bankrekening toe. Onthou, die oomblik wat dit in jou bankrekening ingaan, dan verskyn dit in rand in jou bankrekening. Jy maak daagliks of weekliks geld van jou foon af. So nou wag jy nie meer vir daai maandeinde paycheck nie, want as daar vandag 'n transaksie op jou webwerf is daai geld vandag in jou bankrekening. Nou, 2 ure 'n dag. As jy 600 produkte verkoop het vir die maand, is dit $3,600. Dis R60,000 se inkomste vir jou vir daai maand. As jy 4 $900 produkte verkoop het, is dit ook R60,000 vir jou vir daai maand. So dit beteken jy het net 4 kliënte nodig of 6 kliënte nodig om R60,000 te maak. Maar kom ons kyk gou na $100,000. As jy 6 kliënte het wat elkeen by jou die $900 program koop, het jy $5,400 gemaak. Jy's amper by $100,000 wat $5,800 is. So dis so maklik. Hierdie maand wat verby was, het ek 'n totale inkomste gehad van R100,000. Nou, discover how to earn 100% profit from a done-for-you digital business. Jy kry 100% profit op jou produkte. Jy deel nie daai kommissie met enige iemand nie. Nou, soos ek sê, hierdie is reeds beproef deur 56,000 mense reg oor die wêreld. Dit werk. Ons is in ons Afrikaanse span, daar's amper 600 bemarkers nou op ons WhatsApp groep. So,
Almal het hulle eie aanlyn besighede. Die jongste is 17, die oudste is 72. So jy hoef dit nie te gaan toets nie. Dit werk. En as dit vir ons werk, dan gaan dit vir jou ook werk. Jy gaan stap vir stap leer om hierdie besigheid op te stel en om hom te bou. Jy het geen tech, geen ondervinding, geen bemarkingskennis nodig nie. Bemarking het verander, daar's 'n nuwe metode wat baie makliker is as ooit van tevore. Jy gaan nie kliënte soek nie, hulle gaan na jou toe kom, maar moenie bekommerd wees nie, want jy gaan leer hoe om bemarking te doen op 'n unieke manier, op 'n nuwe manier, op TikTok, Facebook en Instagram en YouTube en Pinterest as jy wil. Elke bemarker het sy eie unieke bemarkingsstrategie, maar dit is ingesluit in jou kursus. So wat is ingesluit in my Done For You Digital Business? Die eerste komponent is jy kry 'n hele e-learning program met 'n blueprint business plan ingesluit waar jy gaan leer in kort video's, 5 minute, 10 minute, 20 minute, party is 'n bietjie langer, maar jy gaan in hierdie e-learning video's gaan jy stap vir stap leer hoe hierdie besigheid werk. Jy kry jou website ingesluit, klaar vir jou gedoen, klaar vir jou gedesign, jy moet hom net inplug en hom net aktiveer. Jy kry jou outomatiese stelsel, SisterAI is gratis, dis 'n wêreldwye stelsel, maar Michelle hulle het hom klaar vir jou opgestel, so jy gaan hom net aktiveer. Jy kry produkte, nou jy kan met enige een van hierdie produkte begin, jy kan kies. En dan het jy lifelong community support. Jy gaan een keer registreer, jy gaan vir die res van jou lewe daarna gratis opleiding kry op die Legacy Builder program. Dis amazing, want daar 56,000 mense reg oor die wêreld daarop. Jy kan vrae gaan vra, jy gaan hulp kry, jy's nooit alleen nie vir 'n sekonde nie. En ons hou altyd aan om nuwe opleiding te kry, want die mark verander. TikTok doen nuwe dinge, Facebook doen nuwe dinge, en is lekker om konstant deel te wees van 'n klaskamer waar jy al die nuwe nuus altyd gaan hoor en waar jy gaan bly groei konstant. Nou daarvoor gaan jy nie betaal elke maand nie. So met hierdie Done For You besigheid wat jy verkoop, wat kan mense doen met dit? Eerstens gaan jy vaardighede aanleer. Jy gaan 'n splinternuwe vaardigheid leer wat in moderne tyd nou vir jou baie geld kan inbring. Nuwe bemarkingsstrategieë, hoe om 'n webwerf op te stel, hoe om nuwe produkte te skep. Jy gaan ander besighede kan promote. Jy kan hierdie gebruik om ander besighede en ander produkte ook te gaan bemark en die kennis wat jy hier kry, kan jy selfs vir jou nuwe besigheid ook gaan skep, want in die groot $900 Legacy Builder program gaan jy ook leer om jou eie produkte te create as jy wil. En dan die laaste ene, vierdens, kan jy hierdie programme herverkoop. En dit is wat die meeste van ons kies om te doen, omdat dit so goed werk. Omdat dit 'n klaar opgestelde besigheid is, as jy hom herverkoop, kry jy 100% profijt op dit, en dis waar die meeste van ons die meeste geld maak op. So kom ons kyk gou-gou. As jy 'n $900 program het, waar jy alles ingesluit is, dit word jou inkomste stroom. En jy kan $3,600 profijt maak. Nou dis die minimum wat ek verdien elke maand, en ek is nou al 'n jaar besig met hierdie program. En dit vat my 2 ure 'n dag. Jy het net 4 kliënte nodig om R64,000 te maak. Net 4 kliënte. Dis so maklik soos dit. Dan het ons die $600 Digital Mastery program. Nou, as jy 4 kliënte op hom kry, gaan jy R40,000 'n maand profijt hê. Julle, dis baie geld. Daar's baie mense wat hulle afsloof van 8 tot 5, wat nooit daai tipe paycheck gaan sien nie. En jy het net 4 kliënte nodig om daai 40,000 te bereik. Maar imagine wat gaan gebeur as jy 8 kliënte gaan hê. Op 8 kliënte gaan jy 80,000 in profijt maak met die Digital Mastery program. Met die Passive Daily Pay Blueprint, wat $300 is, as jy 4 kliënte het, gaan jy R20,000 'n maand maak. As jy 8 kliënte het, gaan jy dit verdubbel na 40,000 toe. En met die kleintjie, die Launchpad op 4 kliënte, het jy 'n R7,000 'n maand profijt inkomste. Nou, wat kan jy verkoop? Net dit wat jy op jou website het. So as jy byvoorbeeld die Digital Mastery, die $600 program gekoop het, dan gaan jy nie die $900 kan verkoop nie. Jy gaan net die 600, die 300 en die 100 kan verkoop, want die een wat jy gekoop het, en alles onder hom kry jy gratis by. So dit hang nou af watter program jy vir jouself koop. Jy het geen maandelikse fooi nie.
So as jy jou besigheid opstel, het jy inkomstestrome, maar jy het nie 'n maandelikse fooi nie. Jy gaan elke maand hierdie program Mahala gebruik. Nou weet julle wat's vir my baie lekker? Ek kan vreeslik lekker slaap in die aand. Ek's nou 12 maande in. Ek het net een keer my besigheid opgestel, nog nooit weer uitgawe gehad nie. So ek het nie daai angstigheid van uitgawes elke maand einde, ek het dit nie. Al wat ek weet is ek moet net bemarking doen en al daai geld vat ek vir myself. Al daai inkomste is myne. Nou ons is nou besig met 'n 90 dae kursus waar jy leer om $30,000 te maak in 90 dae. Dis $10,000 elke maand. Dis deel van jou gratis opleiding wat jy kry lewenslank. Nou, soos ek sê, jy het net een keer opstelkostes. Wat is jou opstelkostes? Die eerste stap, koop jou program. So jy gaan een van daai 4 programme kan kies en onthou nou, die een wat jy koop en alles onder hom is gratis ingesluit. So jy koop eerstens jou program vir jouself. Die tweede stap, dan gaan jy registreer met 'n $39 een keer, net een keer. Dis jou administrasiefooi om deel te word van en registrasiefooi om deel te word van die Legacy Builder program aanlyn, dan jy deel van die wêreldwye klaskamer en dis net een keer. Dan gaan jy vir jou domein koop op GoDaddy. Nou dit gaan jou enige iets kos tussen $15 en $38. Dis so tussen R250 en R500 in Suid-Afrika. So daai is jou 3 opstelkostes om jou besigheid op te stel. So kom ons sê, ek het byvoorbeeld die $900 program gekoop. So ek het $900 spandeer, toe het ek my registrasie van $39 spandeer en ek het my domein gekoop vir $38. Maar hoor gou wat het met my gebeur. In my eerste maand, met my eerste seil, het ek my geld teruggemaak. Want ek het 100% profijt gekry. So toe ek my eerste $900 seil het, toe kan ek na my man toe gaan en sê, ek is buite gevaar, ek het so pas gelyk gebreek, want ek het my geld teruggekry. So watter program jy ook al koop, of jy die 900, die 600, die 300 of die 100 koop, moenie worry nie, met jou eerste seil maak jy jou geld terug. En die oomblik wat jy jou geld teruggemaak het, waar is jou risiko? Jy het nie dan risiko nie, want jy het jou geld teruggemaak. Van nou af is dit 100% wins. Nou, 'n $900 seil, as jy een $900 seil het, dis nou die rand-dollar wissel mos, so hy verander letterlik dag tot dag. Nou op die oomblik is dit minder as 16,000, dis op die oomblik so 15,600. Maar as jy een seil het van $900, is dit 15,600 daai dag in jou bankrekening. Dis 'n maand se salaris, julle. So as jy 2 $900 produkte verkoop, het jy R32,000 gemaak. As jy 4 $900 produkte verkoop, het jy 64,000 gemaak. Nou verstaan julle hoekom is daar 23 miljonêers in Suid-Afrika, want dis wat hulle gedoen het. Hulle het almal die $900 program en dis hoe hulle daarby uitgekom het. Nou, jy kry jou Kajabi is jou website wat jy gaan kry, of jou Digital Growth Community, waar jy jou opleiding gaan doen, en jy kry ook 'n gratis skoolaccount, waar jy op die 56,000 klaskamer inskryf, en wanneer jy registreer, dan word jy deel van dit. Dan is jy amptelik deel van die Legacy Builder program vir life, lewenslank. En dis gratis en is Mahala. Nou, weet julle wat, ek kan dit nou nog nie verstaan, dat Michelle dit vir ons so gratis gee, maar sy daag elke dag op vir training nie. Nou, wat benodig ek om 'n legacy te bou vir my familie? Kom ons praat gou oor 'n upgrade. Baie van die mense vra altyd, kan ek met 'n $100 program begin en later upgrade? Ja, jy kan. So as jy byvoorbeeld vanaand wil begin met die $100 en jy wil 2 maande van nou af opskuif na die $900 toe, dan gaan jy net die verskil inbetaal. Jy gaan met ander woorde dan $800 inbetaal. Jy gaan wel weer jou registrasiefooi betaal vir jou nuwe website, maar jy gaan jou profijt kan gebruik om dit te doen. So, dis maklik. Jy kan met 'n kleiner program begin en dan net eenvoudig later upgrade na 'n groter program toe. As jy die $100 het, so my vraag aan jou vanaand is, wat het jy nodig? Wat se inkomste is jou doelwit per maand? Het jy 'n R60,000 'n maand nodig? Het jy 'n 40,000 nodig? Het jy 20,000 nodig? Het jy 7,000 nodig? Want as ons gaan op 'n konservatiewe syfer van 4 kliënte per maand, nou hoor gou hier. Ek het hierdie maand wat verby is, het ek amper 20 kliënte ingeskryf.
Ek het amper 20 sales, met ander woorde, gehad op my website. So, as ek dan vir jou sê, wanneer jy begin, dat jy 4 sales kan hê, dan is dit konservatief, want ek het hierdie maand wat verby is, 20 gehad. So 4 is regtig veilig om te sê. Nou, op die $100 program, as jy 4 kliënte het jy R7,200 gemaak. Op die $300 program, as jy 4 kliënte het, dis 1 kliënt per week, dan het jy 21,000 gemaak. Op die $600, as jy 4 kliënte het, 1 'n week, het jy 43,000 gemaak, en op die $900, as jy 1 kliënt 'n week het jy R64,000 gemaak. So dit is hoe jy by daai droominkomste gaan uitkom. So my vraag nou aan jou is, wat is jou droominkomste? Want dit is jou doelwit. Nou ek wil julle net gou bemoedig. In my geval, ek was in baie groot finansiële moeilikheid en ek wou vinnig uit dit uitkom en vinnig uit my skuld uitkom. So ek het nie die finansies gehad om te begin nie. Ek het nie geld gehad wat rond lê nie. Ek het klaar geweet ek gaan nie daai maandeinde al my rekeninge kan betaal nie. Maar wonder bo wonder het ek 'n lening gekry en ek het daai kans gevat. Ek het daai lening gemaak en ek het my program gekoop met 'n lening. Ek was bang en ek was benoud. Daai nag het ek nie geslaap nie. Ek het letterlik die hele nag wakker gelê. En my man het vir my gesê, kyk, jy het nou vir ons moeilikheid gemaak of 'n finansiële deurbraak, jy beter baie vinnig uitvind. En ek het besluit ek gaan inspring, my opleiding oordentlik doen en ek gaan net doen wat Michelle vir my sê. Al die stappe wat Michelle vir my gee om te doen, dis wat ek gaan doen. Ek het binne my eerste maand my geld teruggemaak en my lening terugbetaal. As ek nie daai kans gevat het nie, julle, was ek vandag nog by my minimum R15,000 'n maand salaris met 'n ceiling op my paycheck. En ek sou nog steeds net daar gebly het en daar gestagneer het. So partykeer vat dit net daai stap in geloof, soos Karina gesê het, vertrou die Here. Steek jou hand uit en sê, Vader, vat my hand en stap hierdie pad saam met my. En vra vir hom om vir jou daai deurbraak te gee om te begin. Because if nothing change, as jy nie 'n stap neem nie, if nothing changes, nothing is gonna change. Verstaan? En dis wat ek vir myself gesê het, as ek niks gaan doen nie, dan bly ek presies net hier. En ek kan nie hier bly nie, want dit is nie lekker om hier te bly nie. Ek moet hier uitkom. Ek moet 'n plan maak. So ek weet daar's baie van julle wat vanaand hierna kyk en dink, oh my word, how am I gonna do this? Ek wil vir julle die raad gee, gaan doen wat ons gedoen het. Gaan bid daaroor, gaan vra vir Vader vir 'n uitweg. Ek het 'n lening gaan maak by die bank. Mariana het vir 'n klomp familielede gaan vra dat elkeen vir haar geldjie gee en sy het dit bymekaar gemaak en dis hoe sy haar geldjies bymekaar gemaak het. Een van die ander bemarkers het haar printer gaan verkoop want sy 'n ou printer gehad wat sy nie meer gebruik het nie. Wyndham en Alana het gaan ou meubels verpand wat hulle gevoel het, hulle gaan dit nie meer nodig hê nie, hulle kan later nuwe meubels koop. So wat sê hulle, desperate katte maak desperate spronge. Maar waar gaan dit jou bring aan die einde van die dag? Dit kan vir jou 'n groot verandering bring. Nou, waar ek nou is ek is 12 maande later en ek gaan in Oktober, gaan ek my eerste miljoen aankondig, want ek is daar, ek's amper daar. So hoor gou hierso. Ek het my besigheid opgestel 12 maande terug. Dit het my daai tyd omtrent so R17,000 gekos. Ek het die groot ene gevat. Ek het daai geld omgeswaai na R1 miljoen toe. En daar's van die ander wat dit al omgeswaai het na 2 en 3 en 4 miljoen toe, sonder uitgawes. So ek het daai geld wat ek 12 maande terug spandeer het, al hoeveel keer, ek moet actually die calculator vat en dit gaan uitwerk, hoeveel keer het ek dit nou al teruggemaak, verstaan? So, dit is so die moeite werd. The sky is the limit en dis amazing, dis lewensveranderend. Nou, dankie julle, dankie vir al die hartjies. Nou, hoor gou hier, jy hoef nie met die grootste program te begin nie. Begin met die kleinste ene as jy moet, begin met die $100 as jy moet, but do something. Moenie daar bly waar jy nou is nie. Kom daar uit en maak met jou eerste seil, gaan jy jou geld terugmaak. So, boek asseblief 'n video call met jou bemarker, want jou bemarker gaan vir jou deur dit gesels, dalk het jy nog 'n paar vrae, dalk het jy nog 'n paar bekommernisse. Jou bemarker gaan jou help. Hoor gou ook hier.
Ons het amper 600 bemarkers in hierdie groep. Hulle is baie oulik. As jy by een van hulle koop, gaan hulle jou nie alleen los nie. Jy gaan nooit vir 'n sekonde alleen los nie. Hulle vat jou hand en hulle gaan die pad saam met jou stap. Jy kan hulle bel, jy kan hulle WhatsApp, jy kan met hulle 'n video call hou. Hulle is daar vir jou op 'n one-on-one. So jy het die voorreg om jou bemarker te hê wat dit nou al klaar doen, wat al die triks al klaar weet, en jou bemarker gaan jou help en jou mentor word. Dan het ons ook elke maandag aand 7uur het ons 'n webinar soos hierdie waarin ons opleiding doen. En dan het ons ook elke donderdag aand so webinar soos hierdie. Elke donderdag aand jy gaan jou kliënte kan uitnooi hiernatoe. So jy het support, jy het baie support. Jy het hierdie Afrikaanse klaskamer, jy het 'n Engelse klaskamer en jy het jou bemarker. En ons het ook tegnikuste in die span wat jou kan help om jou webwerf op te stel as jy sukkel. So jy het niks om oor te worry nie. En al wat jy moet doen is glo net. Glo net in ons Hemelse Vader, glo in jouself, glo in hierdie produk, want as 6000 mense oor Suid-Afrika dit kan regkry, dan kan jy ook. En as ons dit kan doen, dan kan jy ook. Ek was 'n tech dummy. Ek kan nie glo, vanaand het ek nou ingeskakel in hierdie Google Meet vergadering in. Ek het so 2 maande terug vir die eerste keer geleer hoe werk Google Meet. Gits, ek het in my lewe nie gedink ek gaan sulke meetings hou nie. Of gedink ek gaan so met mense praat oor aanlyn inkomstes nie, want dis nie wat ek sou gedoen het nie. Maar ek is so dankbaar hiervoor, want dit het vir my uit daai put uitgehaal, soos wat Karina gesê het, jou letterlik uit daai diep donker gat uitgehaal. Dis 'n instrument wat ons Hemelse Vader gebruik. Nou, hoor gou hier, die Legacy Builder program is nie ons deurbraak nie. Ons Hemelse Vader is ons deurbraak. Hy gebruik hierdie as 'n instrument. Hy gebruik dit as 'n metode vir jou om 'n nuwe vaardigheid aan te leer, om jou te bless, vir jou om jou lewenstyl te verander en om vry te kom. So, daar sê julle, baie dankie vir al julle tyd. En ek gaan nou moetswillig nie al julle vrae antwoord nie, want ek wil hê dat jy jou bemarker kontak en dat jy vir jou bemarker gaan verder vra en daai video call met hulle gaan boek. So maak seker jy kom by hulle uit en baie dankie vir julle tyd en mag julle vanaand 'n lekker aand hê. Gaan maak al daai planne, gaan bid nog 'n bietjie, gaan gesels met die familie en kom stap saam met ons die pad. Ek hoop ek sien vir julle in ons aanlyn klaskamer een of ander tyd en mag julle geseënd wees in alles wat julle doen en mag julle families, julle gesinne groei en mag hierdie pragtige boodskap wat Karina vanaand vir julle gegee het, mag dit 'n vuur in jou hart laat begin brand, dat waar jy ook al vanaand is, jy's dalk moeg, jy's dalk moedeloos, jy's dalk hopeloos, jy het dalk gedink jy gaan nog vir 20 jaar in daai aaklige grys kantoor sit waar jy sit. Jy hoef nie nou te bedank nie, maar begin solank aan 'n plan werk, want as Karina dit kan doen, dan kan jy dit ook doen. So ek hoop daar's 'n nuwe vuur wat in jou hart brand van vanaand af. Dankie julle, baie dankie en mag julle lekker slaap. Mooi bly.